1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Die muis. Dis al laat aand en Bernard lê nog steeds wakker. Eintlik is hy al baie vaak, maar kort hoor hy iets grits langs die klerekas. Hy wonder wat dit kan wees en hoop dat dit tog net nie 'n muis is nie. Vir muise is hy baie bang. Hy trek die komberse tot byna oor sy gesig, maar hy bly loer daar na die kas se kant toe. Grt, maak dit weer en iets skarrel oor die vloer. Hy sien dat dit regtig 'n muis is. "Mamma!" roep hy hard en benoud. "Mamma, kom gou, hier is 'n muis." Mamma kom na die kamer en skakel die lig aan. "Hoekom roep jy dan so benoud?" vra sy besorgd. "Is jy nog altyd wakker? Ek het gedink jy slaap al lankal." "Mamma, daar is 'n muis agter die kas. Ek het hom gesien. Ek wil nie meer in my bed slaap nie. Ek wil liewer by ousus gaan slaap," sê hy bang en huilerig. "Ag nee, wat?" sê mamma. "Jy is mos 'n groot seun. Weet jy, daardie muis is baie banger vir jou as wat jy vir hom is. Muise is bang vir mense, want mense is darm baie groter as hulle. Dis dit dat hulle snags uit die gaatjies kom wanneer die huismense slaap en hulle nie sal hinder nie." Bernard weet muise is baie kleiner as mense, maar dit maak nie saak nie. Hy bly bang. "Wag," sê mamma. "Ek trek die gordyne wyd oop, dan skyn die maan ligstrale in jou kamer in." Sy skakel die kamerlig af en gaan sit eenkant op sy bed en vertel vir hom 'n storie. Die ganglig skyn ook in die kamer in. Dis baie lig in die kamer. Bernard kyk na mamma terwyl sy vir hom 'n storie van die flikse muise vertel. Hy is so vaak dat hy later nie meer hoor wat sy sê nie. Dit klink of haar stem so saggies singerig word. Mamma is al 'n hele rukkie uit die kamer toe Bernard weer so 'n girts hoor. Dit klink asof iemand hom saggies met so 'n fyn piepstemmetjie op sy naam roep. "Wie roep so?" wonder hy en kyk na die kas se kant toe. 2 klein blink swart oogies loer versigtig onder die kas uit. Dis die muis wat so loer. "Haai," sê die muis. "Jy moenie vir my bang wees nie. Ek is klein en sal niks aan jou doen nie." Verbaas kyk Bernard na die muis. Hy het nooit geweet dat muise kan praat nie. "Haai," sê die muis weer. "Ek het gehoor wat jou mamma vir jou van ons muise vertel. Ek wil hê jy moet saam met my kom. Dan kan jy self kom kyk hoe dit lyk in Muisdorp." "O, maar ek is te groot," sê Bernard en lag. "Ek sal nooit deur so 'n klein gaatjie kan gaan nie." Die muis hou 'n stukkie kaas in sy hand. "Eet hiervan," sê hy. "Dit is towerkaas." Versigtig byt Bernard 'n klein stukkie af en griep, grop, gryp, grap. Hy word al kleiner en kleiner en kleiner. Net so klein soos die muis. "Ek is Manie Muis," sê die muis. Hy vat Bernard se hand en saam glip hulle by die gaatjie onder langs die muur in. Deur baie gange en tonnels gaan hulle. Op een plek sien Bernard 'n klomp strooi. Gare drade, toyings en rafels, stokkies en papiertjies lê. "Wat is dit?" vra hy. "Dit lyk vir my na 'n deurmekaar spul." "Dis ou muisneste," sê Manie. "Ons gebruik hulle nie meer nie. Hulle is te deurmekaar." Bernard onthou dat toe mamma die ander dag vir ousus gevra het om iets te doen, sy eers vergeet het om dit te doen en later het sy dit net halfpad gedoen. Toe het mamma gesê dat ousus deurmekaar is en muisneste in haar kop het. Bernard lag nou al te lekker. Hy weet sy het darm nie regtig sulke deurmekaar muisneste in haar kop nie. Sy het maar net aan ander goed gedink en nie aan dit wat sy moes doen nie. 'n Eind verder in die tonnel af, stap hulle by mooi skoon sagte muisneste verby. Klein kaal pink muisies lê in die neste.
Party drink aan hulle mammas en ander wag vir hulle mammas van die kossoekery af moet terugkom. Die ou kaal gladde meisies is so pragtig dat Bernard wens hy kan hulle optel en streel. Kom, sê Manie Muis, ons moet vinnig aanstryk na Muisdorp toe. Dis nog 'n hele end soontoe. Al met die donker tonnels langs, gaan hulle vinnig voort. Kort skarrel ander muise by hulle verby. Dis so donker dat Bernard nie sien wat hulle nou juis daar in die tonnel maak nie. Maar toe hulle in 'n groter gang kom, sien hy dat die muise kos aandra. Party dra stukkies heerlike kaas, ander weer het broodkrummels of koringkorrels gekry en dra dit nes toe. Ook vet pampoenpitte en stukkies wortel word nes toe aangedra. Sien jy die gesonde kos wat hulle aandra? Vra Manie Muis. Ons muise wat so baie slegte tande in die kinders se skoene sien, weet hoe nodig dit is om gesonde kos te eet. Ek eet tog ook rou wortels, appels en broodkorsies om my tande sterk te hou, sê Bernard. Toe sien hy iets moois. Dit blink daar ver vorentoe. Wat is dit daardie? Vra hy. Dis ons koning se paleis, sê Manie Muis. Dit is wat ek jou wil gaan wys. Toe die twee, Manie Muis en Bernard, in Muisdorp aankom, kan Bernard amper nie glo wat hy sien nie. 'n Pragtige blink wit paleis met baie torings staan daar voor hulle. Kleiner geelerige huisies staan ook daar naby. Dis die paleis, sê Manie Muis trots en wys na die groot blink paleis. Kom, stap nader. Eers toe hulle by die paleis is, sien Bernard dat die hele paleis van pragtige blink wit tande gebou is. O, maar dis pragtig, sê hy. Waar kry julle al die tande om so 'n mooi paleis te bou? Manie glimlag gelukkig omdat die paleis vir Bernard ook so mooi is. Bernard, jou mamma het mos vir jou vertel dat ons al die wisseltandjies van kinders kom haal. Nou ja, daardie is die heel mooiste en die beste wisseltande. Muiskoning soek dit self uit wanneer ons hier by Muisdorp met die tande aankom. Bernard weet dat hy ook nog wisseltande het. Dit is die eerste tandjies wat 'n mens kry. As hy groter word, sal sy wisseltandjies ook los word om plek te maak vir sy nuwe permanente tande. Wat lê daar aan die ander kant, vra hy en wys na 'n groot hoop witterige geelerige goed. Orals is dit vol swart kolletjies. 'n Klomp muise werk aan die goed. Hulle kap en saag en is baie besig en haastig. O, dis die slegte tande, die met gaatjies en sleg plekke en wat nie so gesond en blink en wit is nie. Daar is baie werk aan daardie tande voordat die geelerige huisies daarvan gebou kan word. Ons muise is tog so teleurgesteld en spyt as ons 'n lelike wisseltand in 'n kind se skoen kry. En dis so bederf, sê Manie Muis. Hulle borsel seker nie gereeld hulle tande as hulle klaar geëet het nie, sê Bernard. Ek borsel my tande gereeld. Partykeer borsel mense hulle tande gereeld, maar dan kom daar tog nog 'n kiem in hulle monde wat die tande vol gaatjies boor. Ek is jammer vir sulke mense, sê Manie Muis weer. Gelukkig kan die tandarts vir hulle help om hulle tande weer reg en gesond te kry. Ja, ek weet, sê Bernard. Van my tande is ook al gestop. Ek is lief vir my tandarts. Hy maak nooit my mond seer as hy aan my tande werk en die gaatjies skoonboor en stop nie. Hy laat my altyd van sy klein boortjies vashou terwyl hy werk. Bernard en Manie Muis stap nog so 'n rukkie deur Muisdorp met die tandepaleis en huise. Nou dat jy by ons muise was, moet jy nie meer vir ons bang wees nie, sê Manie Muis, terwyl hulle terugstap, al in die gange en tonnels langs. Nee, sê Bernard, ek gaan elke dag vir julle 'n stukkie brood of kaas regsit om neste toe te neem. Hulle besluit toe dat as Bernard vir die muise iets te eet wil neersit, hy dit elke dag op dieselfde tyd moet doen, sodat die muise weet wanneer om dit te gaan haal. As krummels of ander eetgoed te lank iewers lê,
sal die mure dit ruik en kom eet. Toe Bernard en Manie Muis weer by die gaatjie in Bernard se kamer uitkruip en Bernard in sy bed klim, skyn die maanligstrale op hom en griep, grop, griep, grop. Daar is Bernard weer net so groot soos altyd. Vaak en moeg kyk hy na Manie Muis, wat vir hom waai en knipoog, voordat hy weer by die gaatjie inglip en teruggaan Muisdorp toe. Mamma gaan kyk weer of Bernard nog slaap. Sy staan 'n rukkie voor sy bed en wonder wat hy tog droom. Want al die tyd bly hy glimlag terwyl hy rustig slaap. Sy gee hom 'n sagte swientjie op sy kop en gaan toe ook maar rus. Fluit, fluit, my storie is uit.